Goeienaand en baie welkom. Ons goeie nuus om 7 en dit is dan die 9de April en ek hoop dit gaan met elkeen baie goed. Ons maak vanaand klaar met ons reeks wat ons gehad het oor die bergprediking van ons Here. En dit is dan die Matteus 11, die laaste vers. Ons gaan dit net saam lees, maar kom ons bid net vir die Here se lig en leiding. Ons Vader Here, baie dankie dat ons kan weet ons behoort aan U, dat omdat ons aan U behoort, ons 'n heerlike titel het, kind van God. En dat dit iets is wat ek sien niemand kan verander nie, dat dit iets is wat so vas is soos wat U vas is, ewig is soos wat U ewig is. En daarom as ons so met U woord besig is, Here, dan is dit omdat ons ook smag na groei, smag omdat ons meer en meer van U wil leer, nader aan U wil lewe. En ons gebed is dat U ook deur die Gees, U woord in ons mag laat werk. En ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Nou ja, lees gerus saam met my, ek gaan maar net weer van vers 9 af lees. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En dan vanaand ons fokus vers 11. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Nou let maar net so 'n bietjie op na wat gaan gebeur. Hy praat van belediging, van vervolging, van valslik al wat sleg is, valse beskuldigings, en dan 'n bietjie later ook die profete weer eens die woord vervolg. Ons gaan net so 'n bietjie kyk na die Griekse woorde, sterk woorde wat daar gebruik word. Nou Matteus 5 vers 11 is dan, noem dit maar 'n bietjie iets van die afsluiting van die welgeluksalig, of die geseënd uitsprake van ons Here. En eintlik in al die geseënd uitsprake wat ons Here Jesus sê, draai hy die wêreldse verwagting om, in plaas van die wêreldse definisie van sukses as maatstaf vir 'n geslaagde lewe, lei Jesus ons na 'n radikaal teenoorgestelde pad. Jesus roep ons op om deur lyding en wroging te gaan in ons verbintenis met hom. Omdat ons in Christus is, vind ons vreugde en ons vrede ook in hom. En daarom omdat ons vreugde en vrede in Christus is, daarom is dit standhoudend. En hierdie oproep van ons Here Jesus, veral as hy praat oor die vervolging en die meer, is nie maar net 'n teoretiese uitspraak van hom nie. Dit het eintlik diep historiese wortels, want en Jesus sê dit ook, al in die profete in die Ou Testament moes baie keer ook ter midde van vervolging moes hulle volhard. Daarby saam die vroeë Christelike gemeenskap het baie van hierdie temas waarvan Matteus 5 vers 11 praat, het hulle ervaar in hulle daaglikse lewe. En daarom sê Matteus 5 en leer die Here ons en eintlik die hele Bybel, dat lyding is nie iets van 'n laaste kans nie, dis 'n uitnodiging om des te meer ons verbintenis met ons Here uit te leef. Nou goed, in die oorspronklike Grieks van Matteus 5 vers 11, daai klompie sterk woorde wat ons gebruik word, is daar 'n paar interessante woorde wat gebruik word. Die woord wat vir beledig gebruik word, is 'n woord wat nie net dui op algemene kritiek nie. Dit beteken om openlik te spot of met minagting iets of iemand te behandel. So dit gaan hierso oor die aanvalle, noem dit maar iets van die sielkundige impak daarvan, en reeds daarvan sien ons in die wêreld, hoe baie keer almal van die Christendom gespot word. Al is dit nie noodwendig met jou as persoon spesifiek nie, maar dit waarin jy glo, hoe Christus meer gespot word, noem maar op. Jesus het gesê, dit gaan gebeur. Die woord wat vir vervolg gebruik word, kan ook beteken agtervolg, dit is iets van 'n aktiewe, aanhoudende vorm van vervolging. So ja, 'n toevallige opstand nie, maar 'n bewuste poging om die volgelinge van Christus van die pad af te dwing. Die volgende interessante woord wat ons dan daar kry is, hulle sê valslik, als wat sleg is, valse beskuldigings. En dit kan ook beteken in Grieks woorde van vloek. En dis eintlik dit verwys na 'n spesifieke uitgesproke woord. Dit is nie net lukrake toevallige aansprake nie, maar iets wat eintlik maar iets wat iemand sê wat ontwerp is om die
om die waarheid te ondermyn, om vals te spreek, nee, wat aandui dat die beweringe teen die volgelinge van die Here, daar's beweringe, maar dis nie gegrond nie. Dis 'n bewustelike leuen wat ontwerp word om ons af te breek. En as ons so na die Griekse woorde kyk, die rede hoekom ons dit doen is net om te besef dat Jesus ons laat verstaan dat daar's dinge wat van die wêreld se kant af kom wat regtig skerp van aard gaan wees, net regtig gemikte teenstand teen die volgelinge van die Here, teen ons as sy disippels. Nee, so hierdie vervolging is iets van 'n onverdraagsaamheid van die wêreld se kant af teen die waarheid en die koninkryk van God. Nou gaan hierdie boodskap wat ons Here Jesus sê in Matteus 5 vers 11 resoneer dan ook wyd in die res van die skrif. Nee, 2 Timoteus 3 vers 12 sê dat niemand wat in Christus die goeie lewe begeer sonder vervolging sal wees nie. Nie toevallige beproewing nie, maar ons kan maar weet dat teenstand en vervolging 'n onontkombare deel is van elke gelowige se pad wat ons saam met die Here loop. Ons Here Jesus het ook in Johannes 15 dit pertinent so gesê, dat omdat ons hom volg, sal die wêreld wat hom haat, ons dan uit die aard van die saak ook haat. Hy sê dis 'n logiese gevolg van om in die Here te wees. Omdat ons die vlam van die koninkryk dra, gaan dit vir baie mense tot aanstoot wees. So hierdie vervolging wat ons ervaar, moet ons nooit dink is 'n teken van mislukking. Nooit 'n teken dat ons dink maar ons is besig met iets verkeerds nie. Dis eintlik 'n merker dat ons juis besig is met die koninkryk van God en juis op die regte pad is. Nou goed, die boodskap roep ons dan op, nee, Matteus 5 vers 11 roep ons op, dat ons moenie ons identiteit soek in menslike goedkeuring nie, want ons gaan dit nooit kry nie. As ons 'n Christen wil wees, moet ons nie dink dat die wêreld gaan van ons hou nie. Ons moet dit maar weet. En daarom hierdie oproep om konstant wie en wat ons is, ons identiteit in ons Here Jesus Christus te soek. En dan te weet, maar dis 'n logiese gevolg, dis nou maar net hoe dit is. Wanneer ek in die koninkryk van die hemel behoort, dan kan ek nie in die koninkryk van die wêreld behoort nie. Daar is altyd hierdie konflik. En wanneer ons daarom verwerping en kritiek ervaar, dan moet ons weet, maar daar's 'n alternatiewe perspektief wat ons moet bou. Nee, ons moet eers aanvaar dat lyding is deel van ons roeping. Lyding, of dit nou in die vorm van spot of valse beskuldigings is, of verbale valshede wat vir ons gesê word, is 'n bewys daarvan dat ons deel is van die koninkryk van God. Maar dit roep ons ook op om gemeenskap te bou. Nee, dat die erkenning van hierdie lyding maak dat ons deel van 'n gemeenskap van mense wat dieselfde lyding as ons ervaar. En dat dit juis in daardie gemeenskap is waar ons met mekaar moet ondersteun, in die liggaam van Christus mekaar te kan dra, daar te wees vir mekaar, sodat ons die vervolging en die dinge wat met ons gebeur die hoof kan bied. En natuurlik roep ons op om iets van ons waardes net te heroriënteer. Wêreldse maatstawwe vir sukses is kortstondig, maar die ewige beloning, die ewige erfenis wat ons in die Here Jesus Christus het, dit oorspoel al die wêreldse nadele, selfs die pyn van onregverdige vervolging. Nee, Romeine 8 sê die heerlikheid wat vir ons wag, kan nie opgemeet word nie. Ons kan dit eintlik nie eers in dieselfde sin sê as die lyding wat ons nou op aarde ervaar nie. So, Matteus 5 vers 11 daag ons net uit om te besef dat lyding is deel van ons roeping nie, maar om ook te weet, dis ook in die Here se plan. En dis moeilik om dit te aanvaar, maar dat die Here ook daaroor in beheer is. Nee, en daarom bietjie ons prioriteite herorganiseer. En die eerste belangrike prioriteit wat ons maar moet hê is om te sê, wat die lyding met 'n Christus ervaar, is nie 'n straf nie. Dis 'n middel waardeur ons ook geslyp word, waardeur ons ook geheilig word en gereinig word en gelouter word. So om dit te sien as 'n middel sodat ek kan groei in my geestelike lewe. Wanneer die mense my verwerp of wat ook al doen, dan moet ek des te meer net in Jesus Christus se arms invlug. En terwyl menslike verwerping baie keer kan voel asof dit nou alles oorskadu, herinner hierdie vers ons om te sê, jong, dis deel van die pad wat jy met die Here stap,
maar daar is 'n ewige beloning, met ander woorde dat ek in die lyding sien, as 'n manier om in my geloof te groei, maar ook in dit die vermoë het om bietjie verder as dit te kyk na die heerlike toekoms wat ons het. En dan is dit ook 'n oproep, derdens, dat ons moet versigtig wees om te verval in dit wat die wêreld eintlik wil regkry. En wat die wêreld eintlik wil regkry met die vervolging, is dat ons die leuns en die eie ek weer voorop sal stel. Dat ek Christus uit die oog uit sal verloor en eerder hulle sal navolg, want dan sal ek nie die vervolging ervaar. En dis juist wat hoekom die Here ons waarsku om dit nie te doen nie. Dat ons sal standvastig bly in ons norme. Dat ons sal standvastig bly in wie en wat ons in Jesus Christus is. So, hierdie universeel, hierdie waarheid wat ons Here Jesus vir ons gee, is oor al die eeue nog waar. En miskien is dit so dat ek en jy in Suid-Afrika nie noodwendig vanaf 'n staatsvlak vervolg word, soos baie van die vroeë Christene ervaar het nie. Maar wel op baie ander maniere. Nee, hoe Christendom in die flieks en die stories ook maar afgemaak word as sommer net klomp storieetjies, en dit is nie die waarheid nie. Hoe ons onder druk geplaas word om ons eie normes en waardes uit te leef. Dink maar as mense anti-aborsie is, wat die geval ook al mag wees, hoe jy afgemaak word as nie wetenskaplik, of wat ook al die geval mag wees. En daarom die antwoord, nie om dan met geweld in opstand te kom nie, maar om in liefde by die waarheid te bly. Miskien iets waarin ons 'n bietjie die res van ons week kan ingaan, is om te sê, maar wat is die dinge wat ek ervaar, juis as gevolg van my Christendom? Nee, my Christendom wat maak dat ek binne in sekere omstandighede, sekere situasies ongemaklik is, of nie aanvaar word nie. En dan te erken vir wat dit is. Te besef, dit is 'n geleentheid om ook daarin in my geloof te groei. Maar dat ek altyd voor oë moet hou, die volëinding, dit waarna toe ons op pad is. So in ons daaglikse lewenspad, besef maar net weer, dat elke stuk spot wat jy teekom, of elke stuk valsheid wat na jou kant toe gegooi word, omdat jy 'n Christen is, Jesus het gesê, dit gaan gebeur. Hulle het dit met hom gedoen, so waarom gaan hulle dit nie met ons ook doen nie? Dis 'n getuienis eintlik in homself, dat ons deel is van die ewige koninkryk, 'n koninkryk waar Jesus Christus koning is, wat vir altyd sal regeer. 'n Koninkryk wat ook gevestig word in sy totaliteit, wanneer Jesus weer kom. Mag ek en jy daarom in die wete van ons is burgers van daai ewige koninkryk vas staan in die hier en die nou, ten spyte van al hierdie dinge wat na ons kant toe geslinger word. Amen. Kom ons bid. Ons hemelse God en Vader, U ken ons elkeen en U weet ook wat is die dinge wat met ons gebeur, wat nie vir ons lekker is nie, dinge wat vir ons baie keer moeilik is om te hanteer. Ons as mense het tog so graag 'n behoefte daarin om aanvaar te word, en daarom wanneer ons nie deur die wêreld wil aanvaar word nie, dan is dit vir ons moeilik. Mag ons dan voortdurend onsself deur die Heilige Gees en deur U woord herinner word, dat ons is in U volkome aanvaard en geliefd, dat ons behoort aan die hemelse koninkryk, en daarom gaan daar altyd spanning wees. En mag ons in hierdie spanning, Here, die perspektief bou, hom voor oë hou, wat ook die vyandige optrede teen hom geduldig aanvaar het, geduldig deurleef het, omdat hy geweet het, aan hom behoort al die koninkryk en die krag en die heerlikheid. En daarom het ons die vrymoedigheid om tot U te nader, vir ons lig, vir ons vermoë om te kan staande bly. Ja, Here, dat U dit vir ons gee deur U Gees, en ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Baie dankie, ek hoop jy het 'n heerlike woensdag aand en 'n pragtige week verder. Groetnis.